Dit is nou 3 uur en ons het nou gelees hoe dit donker geword het van 12 uur af tot 3 uur. En dan hier van vers 34 af, Markus 15 vers 34, vind ons wat alles gebeur in hierdie laaste paar ure, hierdie laaste 3 ure tot en met die volgende dag. Want onthou die Joodse dag het natuurlik begin met sonsondergang. En so gaan ons dan nou saam lees die res van hoofstuk 15, met ander woorde van 34 tot en met 47. En dit is dan alles wat op hierdie Vrydag sou gebeur het met Jesus. Ek lees vir ons van vers 34 af. Op die 9de uur het Jesus met 'n harde stem uitgeroep, Eloi, Eloi, lema sabachthani, wat as dit vertaal word beteken, my God, waarom het U my verlaat? Toe sommige van die omstanders het hoor, sê hulle, kyk, hy roep Elia. Iemand het gehardloop, 'n spons met suurwyn deurweek, dit op 'n riet gesit en vir hom gehou om te drink, met die woorde, wag, laat ons sien of Elia kom om hom af te haal. Jesus het met 'n harde stem uitgeroep en sy asem uitgeblaas. Die voorhangsel in die heiligdom is in 2 geskeur, van bo tot onder. Toe die centurio, wat reg oorkant hom gestaan het, hom sy asem so sien uitblaas, sê hy, hierdie man was werklik seun van God. Daar was ook vroue wat op 'n afstand gekyk het, onder wie Maria Magdalena, Maria die moeder van die jong Jakobus en Joses, en Salome. Dit is die vroue wat hom, toe hy in Galilea was, gevolg en bedien het. Baie ander vroue wat saam met hom na Jerusalem gegaan het, was ook daar. Toe dit reeds laat word, en aangesien dit die voorbereidingsdag was, die dag voor die Sabbat, het Josef van Arimatea, 'n vooraanstaande lid van die raad, wat ook uitgesien het na die koninkryk van God, na Pilatus gegaan. Hy het moed bymekaar geskraap en die liggaam van Jesus gevra. Pilatus was verbaas dat hy al dood was, en het die centurio laat roep en hom gevra of hy reeds 'n geruime tyd dood was. Toe hy dit by die centurio verneem het, het hy die lijk vir Josef gegee. Josef het toe 'n linnedoek gekoop en hom, nadat hy hom van die kruis afgehaal het, in die linnedoek toegedraai en neergelê in 'n graf wat in 'n rots uitgekap was en 'n klip teen die ingang van die graf gerol. Maria Magdalena en Maria, die moeder van Joses, het gesien waar hy neergelê is. Dit is dan nou die laaste gedeelte wat hier op Goeie Vrydag sou gebeur het, is Jesus sterf en hy sê, my God, waarom het U my verlaat? Nou as jy vandag in die erediens was, weet jy dat daai woorde kom eintlik uit Psalm 22 uit, en ek het my hele diens eintlik rondom Psalm 22 ingerig. Want is aan die een kant is dit 'n ongelooflike verhaal. Ek sal 'n bietjie meer Sondag daaroor sê, oor hoe dit alles inpas. Maar ek dink dit is, ja, dit ruk mens eintlik so bietjie. En dit vat eintlik so bietjie aan 'n mens as mens besef, hierso is ons koning, ons redder, ons verlosser, wat sy laaste asem uitgeblaas het. En ja, dit is dan 'n Vrydag, maar ek wil spesifiek ook net iets noem oor Josef van Arimatea, want hy sê, die teks sê vir ons spesifiek, hy het moed bymekaar geskraap om te gaan vra vir Jesus se liggaam. Nou, dit kan vir ons vreemd klink, of dit kan vir ons klink asof hy bang was dat hy ook een of ander iets sal oorkom wanneer hy dit doen. Maar die ding is, dit was eintlik nie standaard gewees om die liggaam van die kruisiging van die ou wat gekruisig is enigsins te kry nie. Dit was standaard gewees dat daai persone daar sal hang totdat hulle dood was. En ons weet natuurlik Jesus was dood, maar dit het gewoonlik baie langer gevat. En dat Pilatus sê hy is verbaas. En dit is waarskynlik dan 'n politieke guns gewees, omdat Josef op die Sanhedrin of op die Joodse raad was, dat Pilatus die guns toeken om Jesus se liggaam aan hom te gee. En hy vat hom dan en hy sit hom in die graf. En die vrouens, dis eintlik 'n belangrike ding wat ons moet opmerk, is die vrouens sien waar hy begrawe is. Want dis die vrouens wat hom Sondag weer kry. En ja, ek dink wat ons vandag moet onthou is, dit was vir jou. En ja, dit is Goeie Vrydag, maar dit is vir ons Goeie Vrydag, want ons sien dit deur die lens van Sondag. Ons sien dit deur die lens van die opstanding, en dis reg, ons moet dit so doen. Maar ek dink baie keer maak ons dit te lig. Ek dink baie keer verstaan ons nie, of wil ons nie in hierdie ongemak sit, tussen Vrydag en Sondag nie. Ons wil nie met hierdie ongemak sit nie. Want dit maak ons ongemaklik, dit maak ons skriewelrig. En ek wil vir jou vandag kom sê, dis goed. Dit moet.
Want is iets ongelooflik wat gebeur het. Dit is die beste voorbeeld, die enigste voorbeeld, die perfekte voorbeeld van liefde is hier wat hier gebeur het. Iemand wat bereid is om sy lewe neer te lê vir jou. Alhoewel ons die skuldiges is wat eintlik daar aan die kruis moes hang. So sit in hierdie ongemak. Moet dit nie te maklik sê, ja, maar ons kom by Sondag nie. Sondag is op pad. Ons weet dit. Maar weet jy wat, die disippels het dit nie geweet nie. Dis hoekom hulle so verdwyn het. Hulle het gedink, dis nou die einde. Hier moet ons nou skoonveld word, anders gaan ons ook skuldig bevind word. So sit bietjie in hierdie ongemak, want ons stap hierdie hele pad al saam met Markus tot op hierdie punt. Ons moet nie nou vooruit spring nie. Sit in hierdie ongemak. Laat dit jou bietjie krap. Want weet jy wat, as jy dit gaan toelaat om jou te krap, dan dink ek werklik jou lewe kan verander. Ek sê altyd, as jy die evangelie gehoor het, dan kan jou lewe nie dieselfde bly as van voor jy dit gehoor het nie. En dis as gevolg van hierdie ongemak, as gevolg van Christus wat kom en vir jou kom sterf. En dan ook nou natuurlik weer op Sondag opstaan. En ons gaan definitief Sondag lekker feesvier daaroor. Maar vir nou sit in hierdie ongemak. Ek wil sommer vir ons afsluit, aangesien dit die laaste video vir die dag is. Ja, Here, waar begin mens? Dis eintlik ongelooflike woorde hierdie. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Aan die een kant wys dit hoe U gelei het, maar aan die ander kant verheerlik dit U ook, Here, as ons Psalm 22 in sy diepte en in sy volheid gaan lees. Ons kan nie anders as om vir U dankie te sê nie. Dankie dat U bereid was om vir ons te kom lei. Om ons sondeskuld op U te neem en ons so te verlos. Maar help ons om te onthou dat ons dit in U kry. Dat dit nie iets is wat ons gekry het en daarmee los ons dit en ons gaan aan en ons kan hom elke keer net weer vergifnis kry nie, maar ons kry dit deur in U te wees, Here. Want as ons in U is, dan is U die skerm wat die genade oor ons plaas, Here. U genade vloei dan oor ons, as ons in U is. Help ons om dit te onthou in hierdie tyd, dat ons in U moet lewe en saam met U moet lewe en by U moet wees, Here. Ons kan nie anders as om U te loof en prys vir die dag nie, en te kan kom sê dankie nie. Ons bid dit in U groot en heilige naam. Amen.